Goeiemôre geliefdes, ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my 'n voorreg om vandag weer saam met jou op hierdie platform te kan kuier. Gee my asseblief die geleentheid om net 'n paar afkondigings onder die aandag te bring. Eerstens is dit Pinkstertyd, so ons het Pinksterdienste vir die volgende week van 2 tot 6 Junie om 9:00 die oggend in die Bloukamer. U is meer as welkom om hierdie eredienste by te woon. Die van u wat ongelukkig werk, ons is so jammer daaroor, maar daar is video's beskikbaar wat u dan kan kyk. Dan die 8ste Junie is ons Pinksterfees en dan gaan ons ook nagmaal vier en dan gaan ons sommer daai dag lekker saam kuier ook. Dis 'n fondsinsameling en dit is ons sop Sondag. So ons gaan sop eet en broodjies eet na afloop van die erediens. Bring 'n donasie, bring jou eie beker en indien jy kan help met sop of met brood, kontak asseblief vir Sonja. Dan vra ons natuurlik ook dat u ons finansiëel sal ondersteun. Indien u 'n inbetaling in ons rekening maak, vra ons dat u asseblief in die verwysing sal sê dat dit vir sorg of vir die koskas of vir jou geloofsoffer of jou 10de maand dankoffer is, sodat ons weet waarvoor om dit te allokeer. En dan wil ons baie dankie sê vir elkeen wat wel vir ons 'n bydrae gee. Ons waardeer dit opreg. Dan vra ons dat u nog steeds in u gebede aan almal op ons voorbereidingslys dink. Elkeen van hulle het hulle eie unieke uitdagings, party herstel na operasies, ander het 'n lang worstelstryd met siekte, so ons vra dat u in u gebede aan elkeen sal dink. En dan, indien daar iemand is van wie ons nie bewus is nie, asseblief stel ons in kennis, sodat ons ook by hulle kan uitkom. Dit is dan al wat ek vir die afkondigings het op hierdie stadium. Ek gaan vra dat ons net ons saam wees op 'n gepaste wyse sal begin. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons nou saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vandag weer op hierdie platform saam kan wees. Dankie vir al u liefde en u genade. Dankie dat u elkeen van ons 'n behoefte gegee het om hierdie video op te soek en om dit aan te skakel en daarna te luister. Vader, waar ons nou by Pinkster stil staan, wil ek vra dat u deur die Heilige Gees met elkeen van ons sal werk en dat hierdie woorde wat ons hoor, nie net woorde sal bly nie, maar dat dit sal oorgaan in dade en dat dit met elkeen van ons sal werk. En Vader, dat dit sigbaar sal word in ons lewens. Heilige Gees, daarom kom ons nou na u toe en ons vra, breek die woord vir ons oop. Berei ons harte en ons gedagtes voor, sodat dit ontvanklik sal wees vir die woord van God. En lei en leer ons in hierdie tyd. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, soos wat ek gesê het, is dit Pinkstertyd en vandag gaan ek gebruik as 'n inleiding tot Pinkster. En in Pinkstertyd gaan ons stil staan by die brief van Jakobus, want ons tema vir hierdie jaar is geloof in aksie. En daar is nie 'n beter boek in die Bybel wat gaan oor die praktiese uitlewing van ons geloof as die Jakobusbrief nie. En daarom het ek dit goed gedink om dan ook vanoggend as inleiding by Jakobus 1 vers 1 tot 11 stil te staan. So indien u Bybel by u het, is u meer as welkom om te volg. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Groete. My broers, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. 'n gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God het, en een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n veldblom. As die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei dit die plante groei. Die blomme val af en die pragt is daarmee heen.
so sal die ryke ook tussen al sy bedrywighede deur vergaan. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, dis baie belangrik dat ek en jy eers kyk na die agtergrond van hierdie brief, sodat ons die brief kan verstaan soos wat ons deur dit werk. Wanneer ons kyk, dan sal ons sien die skrywer van die Jakobusbrief is niemand anders as Jakobus, die broer van Jesus nie. Daarom is hierdie brief een van die kragtigste bewyse van die werklikheid van Jesus Christus se opstanding. Want voor die opstanding van Jesus het sy eie broers Josef en Maria se seuns totaal en al onverskillig teenoor hom opgetree. Hulle het hom verwerp. Iets enormes het egter gebeur want Jakobus se lewe het handomkeer verander. Jesus het uit die dood uit opgestaan en aan Jakobus verskyn. U kan gaan lees in 1 Korintiërs 15. Met eens het hy besef, my fisiese broer, Jesus, is die Here. En al wat so 'n groot verandering by Jakobus kon bring, was die opgestaande Jesus. Hoe onbeskryflik dat hy homself nou as 'n slaaf, 'n dienaar, 'n knegt van Jesus Christus noem. Slegs Jesus se werklike fisiese opstanding uit die dood kon so iets teweegbring. Dit lyk asof Jakobus aan die Jode wat wêreldwyd versprei is, skryf. Daar staan al 12 stamme. Tog weet ons dat slegs 2 van hierdie 12 stamme sedert 700 voor Christus oor was en almal was beslis nie wêreldwyd versprei nie. Nee, Jakobus skryf vir die Christene uit alle nasies, wat dikwels in die Nuwe Testament voorgehou word as die gelowiges of as Israel. En hierdie Christene vir wie Jakobus skryf, leef midde in die wêreld van elke dag, met sy stryde en sy beproewinge. Die mense vir wie hy skryf, leef pens en potjies binne in die realiteit van die alledaagse lewe. Maar hulle woon ook verspreid oor die wêreld. Hulle is nie beperk tot 'n sekere plek of kultuur of bevolkingsgroep nie. So eintlik skryf Jakobus hierdie brief vir my en vir jou. Hy skryf ook nie die brief om dowe neute nie. Bolangs gesien lyk dit sommer soos 'n klomp praktiese goedjies, maar as ons dieper gaan kyk, dan sal 'n mens sien dat hy erg besorg is oor 'n probleem wat algemeen onder Christene voorkom. En dit noem hy dubbelhartigheid of 'n verdeelde hart. Aan die een kant kry jy dat gelowiges vasgesement is aan die suiwere waarheid en aan die ander kant leef hulle nie volgens hierdie waarheid nie. Hulle ken die waarheid so goed, maar hulle weet nie hoe om dit na die alledaagse lewe om te skakel nie. Hoe om hierdie waarheid tot aksie te laat oorgaan nie. Waarheid in aksie is eintlik praktiese Christen wees. Hierdie probleem van dubbelhartigheid het uitgemond in probleme in hulle onderlinge verhoudinge met mekaar. Dis mos onvermydelik, want wanneer jou sig op God en sy woord krom getrek word, loop jou menseverhoudinge ook skeef. Dit is waar jy kan sien dat jy geestelik eintlik bankrot is. En dit is wat Jakobus aanspreek. Hy is soos 'n baie goeie chirurg. Hy sny baie diep en hy haal die kwaad uit. Nou die rede waarom geestelike volwassenheid vir Jakobus so belangrik is omdat 'n gebrek daaraan lei tot dubbelhartigheid. Volle geestelike rypheid noem hy dit in vers 4. Hy sê en geen Christen kom egter oornag by geestelike rypheid uit nie. Hy sê dit vir tyd, alhoewel die wêreld ons wil laat dink dat dit baie maklik is en dat daar kits oplossings aangebied word vir geestelike rypheid, moet ons weet dat dit nie so maklik is nie.
Daar is deesdae baie boeke op die mark wat vir ons 'n kort pad na heiligmaking voorskryf. Boeke wat sê 5 stappe na volheid in Christus of 4 beginsels om selfvervulling te vind. Maar volgens Jakobus gaan geestelike rypheid gepaard met 'n taai stryd. Onaangename verrassings wag op gelowiges wat die pad van geestelike groei wil stap. En hierdie verrassings kom na vore in die vorm van beproewings. Wie sou dit ooit kon dink? Indien jy regtig geestelik wil vorder, wil groei, in diepte wil toeneem, is beproewings belangrik. Beproewings is alles wat die mens onaangenaam ervaar en wat deel is van die lewe van elke dag. Jakobus sê reguit, 'n mens moet jou verbly oor jou beproewings. Nou dit beteken nie dat ek en jy moet maak asof ons van ons beproewings hou nie. Dit beteken ook nie dat ons moet maak asof dit nie erg is nie. Dit beteken nie dat beproewings op sigself iets is om oor bly te wees nie. Dit beteken wel innerlike blydskap te midde van pyn en beproewing, omdat daar met geloofsoë gekyk word hoe die pottebakker die klei vorm en omdat jy weet, daar sal vrug uit voortkom. Jy weet dis God se pad. Hoe anders sou die profeet Habakuk kon sê, al sou die vyeboom nie bot nie, en al sou die oeste misluk, nogtans sal ek in die Here jubel. Dink aan dit waardeur Jesus self moes gaan. Die woorde van Hebreërs 12 vers 2 beklemtoon sy swaar kry, wanneer dit ons vertel van die pad van die kruis wat uiteindelik uitgeloop het op sy heerlikheid. Hy het dit vooruit gesien en was daaroor bly. Geliefdes, dit is eers wanneer ons geloofsvertroue en oortuigings getoets en beproef word, dat dit regtig standvastig word en jy begin om konsekwent te raak in jou lewe met die Here en minder te fluktueer in jou lojaliteit aan hom. 'n Mens kan dit vergelyk met 'n man en 'n vrou wat mekaar ontmoet en later oortuig raak dat hulle vir mekaar bedoel is. Maar soos wat die tyd aanstap, word hulle verhouding beproef. Hulle gaan al meer dinge in mekaar ontdek waarvan hulle nie noodwendig hou nie. Daar sal versoekings oor hulle pad kom en die moontlikheid om dalk met iemand anders bevriend te raak. Iemand wat dalk beter is of met wie hulle dalk makliker oor die weg kom. En wanneer al hierdie toetse geslaag is die verhouding sterker en die oortuiging om met mekaar te trou nog sterker. Daar groei 'n stuk standvastigheid. En so werk dit ook in ons verhouding met God die Vader. Dit werk presies dieselfde tussen die geredde mens en God. Jy kan die Here opreg lief hê, maar dis eers wanneer daardie verhouding in die vuuroond getoets en beproef word wat jy groei na volwassenheid. Geliefdes, ons as Christene het tog 'n opregte dors en honger na geestelike groei. Om minder te leef met hierdie val en opstaan verhouding en eerder meer te leef in 'n oorwinnende verhouding. Om nader te groei en in diepte te groei en nader te beweeg aan die lewende God. Dit is juis 'n kenmerk van die teenwoordigheid van die Gees in 'n mens se lewe. Hierdie dors en hierdie honger waarvan daar in Psalm 42 gelees word, kenmerk ons behoefte aan 'n verhouding met die lewende God.
Weet jy hoe antwoord die Here dikwels hierdie verlange? Deur die beproewinge in ons lewe toe te laat. Na mate ons getoets word en beproef word, vorder ons geestelik. Jy bereik geestelike volwassenheid te midde van die lewe, soos die lewe in werklikheid is. Dit is die leidraad om die lewe te kan verstaan. Ongelukkig sien mense dit nie altyd so nie. Ons verstaan dit nie omdat ons nie deur die bril van die skrif na sake kyk nie. Dit is wat Jakobus met 'n gebrek aan wysheid bedoel. Hierdie wysheid het niks met kennis of slimheid te doen nie. Nee, dit gaan nie oor my en jou IQ nie, maar dit gaan oor insig in die manier hoe God deur beproewings werk in my en jou lewe om ons geestelik ryp te maak. Insig dat die Here deur middel van lewensbeproewinge sy oogmerk verwesenlik. Dink net, hoe het iemand soos Job geworstel om hierdie insig en wysheid te ontvang? U sien, 'n mens se geloofsoortuiging word eers standvastig wanneer dit betwis en getoets word. Maar jy het hierdie wysheid en insig van bo nodig om dit te verstaan, sê Jakobus. Andersins sal jou vertroue in Jesus Christus meegee voor die storm van teleurstelling, hartseer en pyn wat oor jou pad kom. Daar kom dae wanneer sekere omstandighede jou geloofsbelydenis uittart. Van alle kante word jy getoets wanneer wreedhede van die lewe God se vaderskap en sy liefde bespotlik maak. Wanneer sy stilswye jou laat wonder of hy ooit leef. Jy kan so vasgedraai raak dat die hele lewe vir jou voel soos 'n doellose malkolk. En as jy dan nie die wysheid van bo het nie, is alle standvastigheid daarmee heen. Ek het gelees van iemand wat gesê het dat hy gereeld Sondag eredienste toegegaan het en dat hy gewoond was daaraan, dat hy baie toegewyd was, maar toe sterf sy vrou 5 jaar gelede en 6 maande daarna sy enigste kind. En daarna het dit net vir hom gevoel asof dit nie die moeite werd is om die Here verder te dien nie. Geliefdes, ons is innerlik so breekbaar dat ons 'n goddelike innerlike greep in ons lewe nodig het. En daardie greep is wysheid, sê Jakobus. Wysheid om na die aarde te kan kyk vanuit 'n hemelse perspektief. Om die heerlikheid te sien wat na die kruispad volg. Om al hoe meer aan die Here vasgegom te raak na mate daar beproewings kom. Wanneer Jakobus so praat, voel dit vir ons as mense asof dit bitter moeilik sal wees om hierdie hemelse wysheid te bekom. Tog sê Jakobus vir ons nee, dit is eintlik baie eenvoudig. Jy bid net daarvoor. Jy vra dit net van God af en God sal dit vir jou gee, want die Here God se gesindheid teenoor ons is so positief. Hy wil dit, hy sal dit vir my en jou gee. Hy is die gewende God. Hy gee aan almal sonder verwyte. Hy is absoluut vrygewig. Beproewinge laat dit vir my en jou voel asof die Here allermins vrygewig is. Jy voel jy kan juis nie bid nie. Net die teenoorgestelde is waar. Dit is verrassend hoe Jakobus die vaderhart van God ken. Absoluut vrygewig. Sy natuur is om te gee.
Jakobus beroep hom op wie en hoe God is, as hy so radikaal beloof, bid die wysheid van God en hy sal dit gee. As ons net kan leer om ook teenoor hom so oop van gesindheid te wees en hom nie net te wantrou nie, nie net te bid met 'n hart vol wantroue nie, nie net te leef met 'n gesplete persoonlikheid nie. Want partykeer bid ons opreg, maar ons wantrou die Here in ons hart. En dan het ek en jy as mens nie 'n stabiele daaglikse lewe nie. Jou hele lewe word so onstabiel soos jou houding teenoor die Here. Jy word heen en weer geslinger soos die golwe van die see, terwyl dit so onnodig is, want die Here se hartklop is positief teenoor sy kinders. Ons kan net vra vir wysheid. En geliefdes, dis waar ek en jy moet begin. Ons moet by gebed begin, maar dis gewoonlik waar ek en jy eindig. Ons loop eers 20 ander paaie en ons probeer eers op ons eie voordat ons in gebed na God toe gaan. En Jakobus sê vir ons nee, ons moet begin by gebed. Ons moet begin by God. Dit help egter nie dat ons net teoreties oor hierdie dinge nadink nie. Jakobus is 'n man van aksie, 'n man vir die praktyk, en hy kom noem daarom ook in ons gedeelte 'n praktiese voorbeeld wat in ons lewenssituasie na vore kom waar ons wysheid bitter nodig het en waar beproewinge altyd hoë gety vier, en dit is geld. Hy kom praat hier van armoede en rykdom, en hy sê albei het die potensiaal om 'n Christen se lewensbootjie behoorlik te skud. Armoede kan Christene se onverdeelde toewyding aan die Here skud, bloot omdat armoede die lewe so moeilik maak. Rykdom kan 'n Christen skud omdat dit die aandag weglok na die god van hierdie wêreld, die mag van die gees van materialisme. Wie sou ooit kon dink dat rykdom en geld 'n beproewing is? Vir die meeste van ons sou 'n paar ekstra rand ons uit die beproewing uitgehelp het, maar nie volgens Jakobus nie. Beide is voorbeelde van beproewings vir 'n mens se verhouding tot die Here. Indien jy wysheid het en vanuit die skrif na hierdie dinge kyk, kan jy oorwin. Want wysheid help jou om na armoede en rykdom te kyk vanuit die regte perspektief. Vanuit die nadere wederkoms. Jy kyk vanuit die hemel af aarde toe. En dan besef 'n Christen wat finansiëel sukkel, wat 'n heerlike rykdom die erfenis in Christus vir hom inhou. En hy besef hoe ryk hy eintlik is. Die Christen wat ryk is, besef hoe verganklik sy aardse goed is. Dit is soos 'n veldblom, en hy besef hoe arm hy eintlik is. Jou oë gaan oop vir die realiteit van die skatte in Christus en die leegheid van die wêreldse dinge. Geliefdes, om vandag se teks saam te vat, wil ek die volgende noem. 'n wedergebore mens groei tot geestelike volwassenheid of rypheid deur middel van beproewings, as ook goddelike wysheid om die lewe in die regte geestelike perspektief te kan sien. Hierdie wysheid ontvang jy deurdat jy 'n gebedsmens is en op grond van wie en wat die Here in sy wese is, naamlik 'n vrygewige en gewende God. En daarom kan ek en jy geestelik groei en wysheid bekom as ons 'n gebedsmens word. Gaan in gebed na die Here toe. Gaan elke oggend na hom toe en vra vir hom
om sy wysheid vir jou te gee. Vra die Heilige Gees om jou daagliks te lei in alle omstandighede, om vir jou onderskeidingsvermoë te gee en jou te help om met wysheid op te tree. So sal ek en jy geestelik groei en nader aan God beweeg. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons nou saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag gehoor het, dat elkeen van ons 'n ingeboude honger en dors het na U, en dat ons geestelik wil groei. Maar Vader, ons het ook gehoor dat dit nie gaan maklik wees nie. Dat dit gaan moeilik wees wanneer ons op hierdie pad van geestelike groei gaan stap. Dat dit juis dan gaan wees wanneer ons deur beproewings gaan, want beproewings toets ons geloof, dit vorm ons, dit skaaf van ons, dit maak ons sterker. En Vader, U hou nie beproewings van ons al weg nie. U laat dit soms in ons lewens toe, juis sodat ons moet groei, juis sodat ons diepte moet bereik en sterker moet word. Maar ons sien dit altyd in 'n negatiewe lig, in plaas van om die positiewe daaruit te haal. En baie keer fokus ons so op die beproewing dat ons U glad nie in hierdie tye eers raak sien nie. En Vader, U kom vra van ons om wanneer ons deur beproewings gaan, ons oë gefestig te hou op U en te bid vir wysheid, sodat ons sal weet hoe om dit te hanteer. Dankie dat ons vandag gehoor het dat ons hierdie wysheid ontvang, dat ons net daarvoor moet vra en dat die Heilige Gees ons dan sal help om hierdie wysheid reg te benut en om sterk te staan en om die pad volhardend te stap en end uit te stap, totdat ons weer by die punt kan uitkom wat ons kan sê dat ons deur hierdie beproewing gekom het en dat ons sterker aan die ander kant uitgekom het. Dankie vir die Gees, dankie vir die wysheid en dankie vir hierdie hulp. Vader, maar ons kom bid ook vandag dat U ook vir ons as gemeente wysheid en insig sal gee oor hoe ons die gemeente moet bestuur. En selfs wanneer die gemeente deur beproewings gaan, dat ons oë gefestig sal hou op U en dat ons as gemeente sterker ander kant sal uitkom. Ons kom bid ook vir ons lidmate wat deur beproewings gaan, het sy fisies, geestelik, emosioneel of wat hulle gesondheidstoestande aanbetref. Ons kom dra hulle vandag aan U op en ons vra dat U ook by hulle sal stil staan, dat U hulle ook deur hierdie beproewing sal help, dat dit hulle ook sal sterker maak en dat U ook vir hulle wysheid sal gee om dit ook te verstaan en te sien dat hulle ook hierdeur geestelik kan groei en nader aan U kan beweeg. Dankie dat ons dit vandag kan kom bid. Nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God jou seën met goddelike wysheid en insig, sodat jy sy wil kan onderskei. Mag God jou seën met goddelike krag, sodat jy in sy koninkryk diensbaar kan wees. En mag God jou seën met sy liefde, sodat in jou sorg vir ander mense hulle God se liefde kan ervaar. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.